So, die Here God is aan die woord, hy kyk na die mens. En hy sê vir homself, as hy maar net die sy hand nog verder sal uitsteek. Hy is klaar in 'n sondige toestand. As hy maar net die sy hand nog verder sal uitsteek en sal eet van die boom van die lewe nie. Dit is wie en wat een en elkeen van ons is. Ons is oorvat. En ons maak planne om te vat. Ons maak planne om ons hand uit te steek. Jy kom nie net by 'n punt waar jy net jou hand uitsteek nie. Dit moet eers by jou gedagte en opgekom het. En jy moet jou voet in die rigting in gedraai het van sonde en verkeerd. Die Bybel sê vir ons van Job, gaan lees. Job het hier sy voet op die verkeerde pad gesit nie. Ons is te haastig om ons hand uit te steek. Want ons bedink verkeerde dinge. Ons is te oorvat. Ons wil vat meer as wat regmatig binne die grens lê. En dit is die woord wat ek het in hierdie agtermiddag. God het 'n grens daar gestel. Hierdie grens is God se gebooie. Die gebooie is die grens wat hy daar gestel het. Dat ons kan binne in hierdie regmatige area wandel wat veilig is vir ons. Dit is die doel van die grens. Ons is oorvat en ons maak planne. Ons wil vat meer as wat regmatig binne in die grens lê. En ons wil vat om dit vir onsself toe te eien. Dit is die toestand van die sondige hart. Die sondige hart het die vermoë om verder te wil gryp. Psalm 2 is 'n profetiese psalm. Dit getuig oor die dae van die Here Jesus Christus. Maar dit praat ook van ons in die laaste dae. Want alles wat gebeur het in die tyd van Christus is besig om geherhaal te word in ons tyd. Psalm 2, die Here vra, waarom woel die nasies? Hoekom bedink die volke nietige dinge? En dit gaan oor hierdie woorde wat die Here gesê het. Want ons maak planne om ons hand wil verder uit te steek. Om verder te wil gaan. Om verder te vat. Om oor die grens te gaan. Want dit is die rede waarom die Here gesê het, as hy maar net die, ons is te oorvat. Iemand wat alles het, die Satan het hom gelaat voel en gelaat dink in sy hart, hy kort iets. Ons is te oor 'n hand uitsteek en planne te maak. Waarom woel die nasies? Waarom bedink hulle nietige dinge? Hoekom maak hulle planne? Hulle maak planne om verby die gebooie, verby die grense wat God daar gestel het, om daar verby te gaan. Hulle sê, as hy maar net die sy hand sal uitsteek en van die boom van die lewe eet, dit is die probleem van ons sondige hart. Asof dit die alreeds sleg genoeg is wat ons gedoen het nie. Asof dit nie sleg genoeg is nie. Asof ons al te ver op die verkeerde pad gegaan het nie. Wil ons nog verder gaan? Nog een tree, nog een tree, nog een tree. Nog 'n bietjie nader, nog 'n bietjie nader. Nog 'n bietjie die hand verder uitsteek, nog 'n bietjie die hand verder uitsteek. Daar gaan 'n dag kom en 'n tyd kom wanneer te ver sal wees. En ons is daar. En die genade van die Here kom en compleet na ons. Want ons dink ons is slim. Maar hierdie bedrieger
die voet op die verkeerde pad te sit, om wel verby die grense te gaan wat God daar gestel het. Hierdie hart, hierdie toestand, hierdie houding wat ons het, is in staat, ons hart het die vermoë, die sondige hart het die vermoë, om ons van sleg na slegter te vat. Ons is geëet van die boom van die kennis van goed en kwaad. Sonde het ingetree. Kyk hoe lyk die wêreld. Die dood het ingetree. Kyk al hierdie lelike dinge wat gebeur in hierdie wêreld. Waarom bedink hulle nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed. Die vorste staan. Hulle hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, luister wat 'n planne maak die wêreldleiers. Hierdie is 'n profetiese woord. Ons hoef dit nie te betwyfel nie. Dit het afgespeel in die dae van Jesus en dit is besig om geherhaal te word. Dit maak nie saak of hulle se planne agter slot en grendel agter toedeure maak nie. Dit maak nie saak of die presidente van die wêreld is nie. Daar is 'n man van God. Sy naam is Elisa. En dit wat die koning agter toedeure beplan en planne maak, sê die Here God vir sy kinders. Die kinders van die Here hoef nie om te wonder nie. Ons hoef nie om te verstaan nie. Ons hoef nie om daar te wees nie. Die woord van die Here sê vir ons, dit is die toestand van die wêreld. Agter slot en grendel, agter toedeure. Die konings van die wêreld is by mekaar, besig om by mekaar te kom en planne te maak teenoor die kinders van die Here. Soos Openbaring 12 vers 17 sê, wat die gebooie van die Here onderhou en die getuienis van die Here Jesus Christus het. 'n herhaling, Bybel profesie, hy doen dit weer. Wat julle nou hoor, in die geklank van julle se hore, is die toekoms wat besig is om voor ons oë af te speel. Dit is besig, of ons dit glo, of ons dit nie glo nie. Die konings van die aarde staan gereed. Hulle hou saam raad teenoor die Here en teenoor sy gesalfde. En hulle sê, laat ons hulle se bande stik en druk. Wat se bande is daar wat die Here op ons gesit het? Hy het daar vir Israel uit Egipte uitgehaal, wat slawe was, om hulle vrye mense te maak. Wat se bande sit die Here op ons? Die Here sit die bande van slawerny op ons nie. Ja, Satan sê vir ons, ja, maar die Here wil bande van slawerny op jou sit. Die Here se gebooie is soos 'n hond wat met 'n ketting vasgemaak is. Die hond is met die ketting vasgemaak, daar word die hondekos daar gesit. Die ketting maak laat die hond nie amper soos een wat vermakerig is. Dis wat Satan aan gesê het. Hy wil hê, julle moet eet, want hy weet, aan die dag as julle eet, dan sal julle wees soos hy, deur goed en kwaad te kan ken. Eet man, julle sal nie dood nie, julle sal nie sterwe nie. Nee, die Here sit nie die bande op ons nie. Hy maak ons dan reeds vry. Sy grense wat hy daar gesit het, is grense om vir ons te bewaar, om gelukkige lewe te hê, om 'n geseënde lewe te hê. Kom ek maak vir julle 'n voorbeeld, soos die huwelik. Jy kan in 'n huwelikenis. As ek praat van 'n huwelik, dan praat ek van 'n huwelik. Soos die Bybel sê, soos wat dit deur God daar gestel is.
Man en vrou het hy hulle geskape na sy beeld, na sy gelykenis. Jy kan in 'n huwelikenis soos hy dit daar gestel het. Elke dag in 'n huwelik is die maan skyn in rose nie. Daar kom daar, dan voel jy wil nie meer daar wees nie. Maar die slegste dag in 'n huwelik, soos God dit daar gestel het, is nog steeds op sy slegste, hou dit nog steeds seëninge in. Want dit is binne die veilige grense, soos wat hy dit daar gesit het. Dit is al seëninge wat hy daarop geplaas het. Hulle maak planne. Hulle se planne is, laat ons hulle se bande stik en druk. Laat ons hulle se toue afwerp. Hoor wat sê die Here? Die Here sê, hy wat in die hemel woon, hy lag. Die Here spot met hulle. Is reg. Hy sê homself, as hy waar net die sy hand uitsteekie, ek het 'n grens daar gesit. Maar ek kan hom nie forceer nie. Ek kan hom nie forceer nie. As dit is wat jy wil hê, die Here forceer nie. Elkeen van ons, wat ons 'n sondige hart wil hê, ons sal dit kry. Die Here gee dat hy laat ons toe. As ons wil gaan vir die sonde, as ons wil ons hemel nou hier op aarde hê, dan moet ons dit geniet. Want die is al hemel wat daar vir ons sal wees. Ons moet dit geniet. Maar die bande wat hy opsit, hy maak so Satan sê. Die Here sit bande van slawerny op ons. Maar die Here se grense is bande van vryheid, is bande van seëninge, is bande van geluk. Die mense geluk is binne in die bande wat binne die grens wat God daar gestel het. Hoe weet ons dit? Satan sê, nee man, hy wil van jou 'n slaaf maak. En ek wil die bande afhaal. Ek wil ontsla raak van sy gebooie, want ek wil jou vry maak. Ek wil jou vry maak. Laat jy kan maak en doen met jou lewe, net soos jy wil. As jy 'n kind is, jy het nie nodig, die regering gaan ons voort. Jy het nie nodig om jou ouers te luister nie. As hulle jou pak, jy gaan daar as die polisiestasie, gaan maak 'n saak. Jy het nie nodig om jou onderwysers te respekteer nie. Jy kan maak en doen met jou lewe wat jy wil. Jy kan loop wanneer jy wil. Jy kan opstaan sit. Jy kan dagga rook, jy kan tik. Jy kan enige ding doen. Ek gee vir jou die vryheid. Maar die dag ons sal dink ons is vry. Ek kan maar hy tik gaan vat. Want ek dink ek het vryheid, ek kan gaan en ek kan hom gaan vat. Maar al vryheid wat ons het is 'n illusie. Is soos 'n spinnekop wat 'n spinne raak gemaak het. En die insek kom daar so. En hy kom vat die prooi wat daar gesit is. Jy sal dink jy is vry tot die dag dat jy voel, maar vandag wil ek maar weer die tik los. Die dag as jy hom wil los, dan gaan jy vind hoe meer jy voel op die spinnerak. Dit is hoe die sonde is. Hoe meer jy voel en vasttrap en remoer, hoe meer sit jy vast. Dit is die dag wanneer jy gaan sien, ek is nie vry nie. Satan is 'n tronkbewaarder en hy staan met die sleutel. Die loon van die sonde is versekerlik die dood. Iemand wat buite staan, sy naam is die Here Jesus Christus. Hy homself alleen kan ons red en vry maak. Dit is hoe sonde is. Jy kom nie op jou eie daaruit nie. Maar die Here God, wat in die hemel is, hy lag
En hy spot met hulle. Hoekom? Want luister wat sê hy in vers 5. Ek kom gee vir jou 'n profetiese woord wat besig is om af te speel terwyl hierdie woord nou besig is om uit te gaan. Is hierdie dinge besig om af te speel. Maar die Here sê, is reg. Hulle het 'n probleem met my bande, met my grense, met my gebooie, met my 10 gebooie. Spesifiek die 4de gebod wat praat van Sabbatdag, Saterdag, Sabbatdag. Bybelprofesie in die geklank van die Here. Wag maar net en sien. Teen die tyd dat jy sien hierdie dinge is besig om af te speel. Dan gaan jy sê, hier is hy woord wat hy broer gebring het die dag. Maar die Here lag, want hy sê, ek sal hulle aanspreek, as reg, laat hulle maak soos hulle wil, daar sal 'n dag en tyd kom. Ons kan met hierdie lewe, wat ons lewe, ons kan met hom maak en doen wat ons wil. Ons lewe mis asof hy aan ons behoort. En ons lewe met die lewe asof daar nie 'n God is wat bestaan nie. Dit is hoe ons lewe. En aan ons hart, die sondige hart wil sy hand uitsteek. Want hy wil nie in die grense bly nie. Die hart wil verder gaan. Daarom sê die Here, as hy maar net die. As hy maar net die, nog verder gaan nie, nog verder gaan nie. Want hy dink dit wat hy nou gedoen het is sleg. Hy het geëet en die dood het ingetree. Maar die hart wil hom nog verder druk, van sleg na slegter. Die hart wil ons druk, binne in die afgrond. Maar hy sê, ek sal hulle aanspreek. Daar gaan 'n dag kom, dat ons moet rekenskap gee. Ek sal lag, as reg, maar ek sal hulle aanspreek. En in sy grimmigheid, sal hy hulle verskrik. Nou, ek wil vir u kom leer in hierdie agtermiddag, van 'n woord wat sê, grimmigheid. Want die konings maak planne, teen die Here, teen sy gesalfde, teen sy kinders, teen sy grense, teen sy gebooie, maar hy lag, want hy sê, ek sal hulle aanspreek. As reg, laat hulle maak, familie, die dag en tyd waarin ons lewe. As jy al ooit gehoor het, die Bybel sê, moenie bang wees vir hulle wat jou liggaam kan doodmaak, al kan hulle jou hoe ook doodmaak nie. Moenie bang wees nie. Ons lewe nou in die tyd, dat jy hoef jy bang te wees vir mense wat jou wil doodmaak, terwille van die naam en die saak, en die gebooie van die Here nie. Wees eerder bang vir hom, wat die mag het, nadat jy dood is en begrawe is, om jou uit die grond uit te laat kom. En dan moet jy rekenskap gee vir jou lewe. Hy sê, ek sal hulle aanspreek. Elkeen wat lewe asof daar 'n God is wat nie bestaan nie. Hulle lewe asof hulle nie bang is vir God nie. As jy sulke vriende het, wees bang vir hulle. Moenie meer met hulle loop as hulle lewe asof daar 'n God is nie. Kry vir jou vriende wat weet daar's 'n God wat bestaan. Dan is jy veilig, want dan weet jy hulle kan jou trek na die regte pad toe, na seëninge toe. Nie na die pad wat net sê, waar my suster ook gesê het, daar's maar 'n stem wat vir jou nog bring in hy perke wat vir jou sê, moenie, jy weet dit is verkeerd. Hoe meer jy aangaan, raak die stem stil. En die Gees van die Here in die tyd waarin ons lewe, die Heilige Gees van die Here is besig om geonttrek te word. En die mense is besig om duiwel besete te raak. Die wêreld is besig
om demon possessed te raak. Nie die demons wat ons op Hollywoodse film sien, wat in die muur loop en met die kettinge en die skuim wat uit die mond uitkom nie. Ek praat van mense in die laaste dae demon possessed. Hulle lyk soos ek en hulle lyk soos u. Hulle het 'n broek en 'n hemp en 'n baadjie en 'n das of wat dit ook al mag wees. 'n Netjiese man, en lyk soos 'n sakeman of 'n besigheidsman, 'n vooraanstaande man wat die wêreld miskien alle eer voor het en respek. So hy sê ek gaan hulle aanspreek en ons gaan aangespreek word. Ek gaan hulle aanspreek in my grimmigheid. Bybelprofesie. Wie julle wat is die grimmigheid van God? Die grimmigheid van God is die haat. Ons kyk mos vir God, dan weet ons net, God is liefde, is reg. Kyk op die kruis, daar sien julle hoe lyk liefde. God is liefde. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. God is liefde. Liefde, want die loon van die sonde is die dood. Liefde, die genadegawe uit liefde. Reg genoeg, hy verdien die dood. Maar God is liefde. God is liefde. Ons is in 'n oorlog, maar die oorlog van God se kant af word nie gewen met geweld nie, want God is liefde. Daarom toe hy daar gestaan het, terwyl Petrus die swaard vat en die soldaat se oor afgekap het, toe tel Jesus het op en hy sit hom terug. Nie so nie, nie deur geweld nie. Liefde is reg, liefde gaan oorwin. Want liefde, kyk hoe lyk liefde op die kruis. Hy gaan uit sy pad uit om vir ons te sterwe. As ons hom wil aanneem as ons God, ons verlosser, ons persoonlike saligmaker. Kyk vir liefde, as jy wil weet wat liefde is. Kyk op die kruis. As 'n mens die oë gaan toets en jy kom by die dokter, jy het 2 oë. Hy toets jou een oog, dan toets hy jou ander oog. Amper soos 'n man en 'n vrou wat in 'n huwelik is. 2 mense kan in dieselfde situasie is, maar jy kan dinge verskillend sien. Want in die dae waarin ons lewe, niks is soos wat dit lyk nie. Die enigste waarheid wat daar is, hy toets die een oog, hy toets die ander oog, dan stel hy hulle in, sodat die oog na dieselfde voorwerp kan kyk, en hulle moet die ding dieselfde sien. As jy wil jou lewe instel, die sig van jou lewe, kyk na die kruis toe, dan gaan jy die regte perspektief kry van alle vrae wat jy het oor enige aspek van jou lewe. Jou kinders se lewe, of jy sukkel en of jy kom en of jy gaan doen, of jy werk kry, of jy krag is, of jy kinders oormôre skoolklere het, of kyk na die kruis toe, dan gaan jy perspektief kry. Maar as jy na die kruis kyk, dan gaan jy liefde sien, maar jy gaan ook die grimmigheid sien van God. Die grimmigheid van God, so lief soos hy daar is. Sy eie seun het hy nie gespaar nie. Sy seun is nie 'n sondaar nie. Sy seun het my en u sonde op hom geneem, dat ons nie die grimmigheid hoef te ervaar nie. Want die grimmigheid van God is God se haat vir sonde. Is God se straf, God se wraak. God is nie lief, hy haat nie vir ons nie, maar hy haat sonde. En sonde gaan nie ongestraf bly nie. Die suster is altyd lief om te sê, dink net by jou gesonde verstand. Hoe kan hy vir Lucifer Satan uit die hemel uit oor sonde uitgesit het? Maar ons dink, ons kan met ons sonde hemel toe gaan. Hoe is God dan dom? Ons kan, hy dan gedood vir die sonde. Hy het die sonde geaanvaar. Hy het hom nie gehad, hy het dit geaanvaar. Hy het dit op hom geneem, sodat ons
as ons hom aanneem, dan kan ons sy sondelose lewe deur die daad van hom, deur sy liefde wat hy gedood het vir ons, het ons nie nodig. Daai is die grimmigheid van God. Hy sê laat hulle aangaan, laat die wêreld aangaan. Daar sal 'n dag kom dat ek hulle in my grimmigheid, dat ek hulle sal besoek. En dit is die grimmigheid. Jesus het gebid, Jesus het gesê, die grimmigheid van God. Hy het gesê in die tuin van Getsemane, my Vader, as dit U wil is, ons noem het mos hierdie straf, die bitterbeker. My Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nogtans nie my wil nie, U wil. En hy het gedrink van die bitterbeker. God het 'n beker. En daai beker word gevind in 'n boodskap. Hierdie Psalm 2 profeteer van hierdie boodskap. Want in hierdie boodskap, hierdie is die laaste boodskap vir hierdie wêreld. Openbaring hoofstuk 14, vers 6 tot by vers 12, 3 engele. By vers 14 kom die Here Jesus Christus op die wolke van die hemel. Die eerste engel het Johannes gesien, in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig. Ek het dit vir u verkondig. Wat is die evangelie? Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe deur Christus Jesus. Dit is die ewige evangelie. Hy is ewig, want in die tuin van Eden is nie 'n nuwe evangelie nie. In die tuin van Eden is hy verkondig en is hy gedemonstreer. Die sonde het ingekom en hulle die geregtigheid waarmee hulle bekleed was van die Here Jesus Christus, het hulle verloor en hulle was naak en hulle het vir hulle gebekleed met vyeblare. Ons eie werke, ons beste werke, ons goeie werke. Maar die Here God het na hulle gekyk en gesien dat hulle is nog steeds naak. En daar moes 'n lam geslag gewees het. En die Here het hulle gebekleed met die vel van 'n lam, wat die geregtigheid, wat die lewe, want die loon van die sonde is die dood. Die genadegawe van God is die ewige lewe deur Christus Jesus. Die wet is verbreek. Hierdie wat die konings van die aarde so 'n probleem mee het. Die wet is verbreek en die wet vereis bloed. Daarom het Jesus bloed gekom betaal vir my en vir u sonde. Die wet vereis bloed. Bloed moet vloei. Want sonder die vloei van bloed is daar die vergifnis van sonde nie. Christus se bloed het gevloei, ewige evangelie. Johannes Openbaring 14:6 tot vers 12. Ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie, hierdie ene wat ek nou verkondig het. Met 'n ewige evangelie om te verkondig aan al die bewoners van die aarde, alle stamme en tale en nasies en volke. En hy het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het aangebreek. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Hy wys ons terug na die aanbidding van die Skepper toe, wat die hemel en die aarde gemaak het. En 6 dae het die hemel en die aarde gemaak, die see en die waterfonteine. Hierdie eerste engel se woorde kom uit Genesis uit. Hy is die Skepper. En hy het gerus op die 7de dag, en die 7de dag het hy geseën en hy het dit geheilig. Die tweede engel het gekom en gesê, geval het Babylon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. 'n afvallige godsdienstige stelsel, wat die hele wêreld sal oorneem, tesame met die voorste
vorste en die konings van die wêreld, wat Psalm 2 van praat, wat agter slot en grendel agter toedeure, planne beraam teenoor die Here, teenoor sy gesalfde, en wat sê, laat ons hulle sal bande stig en ruk. Die gebooie, die grense van die Here. Maar hy lag uit die hemel uit, want ek sal hulle aanspreek, en hulle se grimmigheid, en sy grimmigheid. Die derde engel het agterna gekom, en gesê, die derde engel waarsku ons teenoor die merk van die dier, dat ons moet nie die merk van die dier op ons regterhand of op ons voorhoof aanvaar nie, want elkeen wat dit sal aanvaar, sal self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God. Daarom sê hy, ek sal hulle aanspreek in my grimmigheid. En as hy so profeteer, Dawid in Psalm 2, hy praat van die Dawid ons in lewe. Hy praat van hier, waar die laaste boodskap, waar die Here se woord na die wêreld toe verlaaste sal uitgaan, en sal sê, as hy maar net die sy hand sal uitsteek. Want hulle maak planne, maar hy wil vir ons help, hy wil ons red. Maar hy kom smeek deur hierdie laaste boodskap vir 'n laaste keer. Hy sê, as die mens maar tog nou net die sy hand sal uitsteek, as die konings van die aarde tog maar net die hulle se hand sal uitsteek, en 'n een wêreldorde tot stand bring. Openbaring 13 waarsku vir ons, waarmee is die konings van die aarde besig? Maar die Here kom weer in die agtermiddag. Hy sê, as hulle maar net die hulle se hand sal uitsteek, en 'n een wêreldorde tot stand sal bring. 'n een wêreldorde, waarin die kind van die Here nie sal kan koop of verkoop, behalwe wanneer hy of sy die merk van die dier het. As twee dreigemente in die tyd waarin ons lewe. Satan kom en hy dreig ons. As jy wil staan vir die naam en die saak van die Here, ek sal jou wys, soos wat ons gesien het in die tydperk van die COVID. As jy nie ingeënt is nie, kan jy nie in die winkel ingaan nie. As jy nie 'n masker op het gehad het nie, as jy nie gesanitiseer is nie, as jou temperatuur onder 37 is, kan jy nie ingaan nie. Daar kom 'n nuwe wêreldorde, en Satan dreig ons, as jy wil staan vir die naam en die saak van die Here, dan sal ek maak dat jy nie kan koop en verkoop nie. Jy sal nie kan werk nie, jy sal nie kan deel het aan al hierdie stelsels van die wêreld nie. Dit is maar sy dreigemente. En on top of that kom dreig hy nog met die dood. Maar die Here het ook 'n dreigement. Ons moet maar kies, vir wie is ons bang? Daarom het die eerste engel gesê, vrees God en gee hom heerlikheid. Moenie vir Satan vrees nie. Moenie vrees wat hy vir ons mee dreig nie. Moenie vrees met wat hy vir ons kan dreig nie. Is reg? Of ons gaan soos Johannes die Doper staan vir die Here, en as het moet, laat ons 'n kop afgekap word. Of ons gaan staan vir die naam en die saak van die Here, soos Daniel, of jy gaan in die leeukuil gegooi word, of voor sy vriende, en in die vuurhoring gegooi word. Dis al wat vir ons voorlê, nie hierdie prosperity gospel wat die mense het nie. Of ons gaan soos Judas ons rigte op hom draai, en ons self gaan ophang in 'n boom, waaraan hy gehang het en geval het, en sy liggaam in flarde gebreek is, en die honde sy oorskot gekom eet het nie. So die Here kom en hy kom waarsku 'n laaste keer. As die konings van die aarde tog maar net die hulle se hand sal uitsteek, en 'n een wêreldorde sal tot stand bring, waarin die mens die kind van die Here nie kan koop en verkoop nie. Soos by die toring van Babel, waar hulle 'n een taal gehad het.
wat hulle soos een man, dit is hierdie een wêreldorde wat die Here sê, as hy maar net nie sy hand sal uitsteek. Want die wêreld is besig om by mekaar te kom, om sy hand soos een man in rebellie, soos by die toring van Babel, in sonde en wil uit te steek. En hulle sy hand uitgesteek het en gegryp het na 'n plek wat God nie gegee het nie, om gelyk te wees aan God. As hulle maar net hulle sy hand sal uitsteek en 'n nuwe wêreldorde tot stand sal bring, waarin hierdie konings van die wêreld die kerk en die staat wil verenig, waar hulle godsdienst en die regering wil verenig, waar die regering godsdienstige wette wil maak, as hulle maar net hulle sy hand sal uitsteek, soos Saul was 'n koning gewees. Wat het 'n koning te doen met die werk van 'n priester? Hy het niks te doen met die werk van 'n priester nie. As hy sy werk daai nie, daar is 2 koninkryke, daar moet nie 'n vermenging wees nie. Die Here soek nie 'n vermenging met godsdienst en politiek. Daarom het hy vir sy disippels gesê, gee aan die keiser wat aan die keiser behoort, en gee aan God wat aan God behoort. As die mens maar net die konings van die wêreld maar net hulle sy hand sal uitsteek in sonde, en 'n nuwe wêreldorde wil tot stand bring, waarin hulle godsdienst en politiek wil saamsmelt, soos koning Saul, 'n koning, 'n politieke leier, hy het sy hand oor die grens gesteek, en hy wil die werk van die priester gedoen het, en hy het homself toegeëien om wil 'n offer te bring. Hy het self die brandoffer gebring. Ons wil ons hand uitsteek na dit wat buite ons grens is. Hy het gegryp na 'n priesterlike taak wat nie vir hom beskore was nie. As ons maar net in die laaste dae ons hand sal uitsteek, soos Usa nie. Usa het sy hand uitgesteek na die verbondsark om te keer. Daar is 'n grens wat ons nie moet oorgaan nie. Al lyk dit of het reg is, hy het gegryp om te wil keer. Soos die politieke leiers, hulle kyk na die wêreld en hulle sien dat die moraliteit is besig om te val. Sonde is besig om die wêreld oor te neem. As hy maar net die sy hand sal uitsteek soos Adam, as hy maar van die hand die hart ons wil uitsteek, verder vat as wat vir ons beskore is, verder vat as die grens wat daar gestel is vir ons, die grens wat vir ons daar gestel is, wat vir ons sê moenie, nie nog 'n tree nie, as reg jy tot hier gekom, maar as jy nog 1 tree verder gaan, dan is dit asof jy, as dit nie genoeg is dat jy gevat het, geëet het en gesondig het, en gesterwe het nie, en in 'n sondige toestand is nie. Van Satan eers moet die hand uitsteek, verder, en van sleg na slegter gaan, van die gebooie, die grense van die Here, is in die pad. Ons is hebsugtig, ons is materialisties, ons mag na alles, ons kry nie genoeg nie, ons gryp na rykdom, dit maak nie saak hoe ons dit kry nie, deur korrupsie, deur ander mense uit te byt, om oor ander mense te loop, mense gryp, hulle is in verhoudings, hulle is in huwelike, hulle gryp na ander maats, hulle gryp na ander manne se vrouens, en ander vrouens se manne, as hy maar net die sy hand uitsteek, moet hy die hand nog verder uitsteek, want dit is verseker van sleg na slegter. Die grens is daar om jou te bewaar, want daar gaan 'n dag kom, wanneer te ver sal wees, en te laat sal wees,
En ons is daar vir die konings van hierdie wêreld. Ons lewe verseker in die laaste dae. Psalm 2, en die geklank van ons hore is besig om tot vervulling te kom. Hulle kan maar hulle se planne maak teen die gebooie, maar hy wat in die hemel sit lag met hulle, want hy sal hulle aanspreek. Elkeen wat sy hand sal uitsteek, as hy maar net die sy hand sal uitsteek en die merk van die dier aanvaar. Van elkeen wat sy hand sal uitsteek en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand aanvaar, sal self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God. Daai straf van sonde, daai straf vir Satan. Hy en sy demone. Ons moet vir ons kom vind in die Here. Ons sal nie kan onderskei in die laaste dae nie. Want die demone sal rondloop op die aarde in die vorm van vlees. Demone sal rondloop in hierdie wêreld in, soos mense. As jy my nie glo nie, die woord van die Here sê so. Daarom moet jy waaksaam wees en oplettend wees. As hy maar net die sy hand sal uitsteek nie. Want ons wil gryp, die mens gryp, die leiers steek hulle se hande uit, mense wat in leierskapposisies uit is, en hulle steek hulle se hand uit en hulle maak misbruik van hulle se gesagsposisies. Vroumense moet met manne slaap om werk te kry. Dit is hoe ver die hand wil uitsteek om te vat buite aan die grens, wat die vir hom beskore is nie. Die Here kom waarsku ons. In die tyd waarin ons lewe, die mens is besig om hulle se hand uit te steek, hulle is besig om te gryp deur die wetenskap van vandag en deur die tegnologie van vandag, om te gryp en om beheer te kry oor lewe en dood. Die mens steek hulle se hand uit, hulle wil soos God wees. Die mens kan die natuur beheer. Die mens kan deur tegnologie in die tyd waarin ons lewe. Hulle kan in 'n woestyn kan hulle stad maak, want hulle die vermoë om wolke te maak dat dit kan reën in die woestyn. Hulle wil soos God wees. Hulle kan die DNA vat en hulle kan dit manipuleer. Die mens ons is by die grens. Hulle is besig om te ver hulle se hand uit te steek. En die grimmigheid is voor die deur. Daar hy suster ook gesê. Open Matteus 25. Die bruidegom is voor die deur. Die is die laaste boodskap.